Goeiemôre geliefdes. Ons lees saam uit Psalm 42 vir die musiekleier, onderwysing van die kinders van Korag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Geliefdes, ons harte is rusteloos, totdat dit rus vind in U. Ons skriflesing sê in vers 2 en vers 3, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Hierdie Psalm open met een van die mees aangrypende beelde uit die Bybel. 'n Hert wat dors is. En weet jy geliefdes, 'n hert wat nie net bloot water wil hê, omdat hy maar net dors is nie, maar omdat hy water bitter nodig het. Sy lewe hang daarvan af. En sonder water sal hy verswak en uiteindelik ook sterf. Die psalmdigter sê, net so is dit met my siel. En dit is so opvallend dat hy nie sê sy siel verlang na beter omstandighede nie. Hy sê nie, hy verlang na voorspoed, na goeie gesondheid of gemak nie. Die psalmis, hierdie kinders van Korag, verlang na God. My siel dors na God, na die lewende God. En weet jy, dit is die hart van ware godsdiens. Nie bloot net kennis van God nie, nie net bloot kerklike betrokkenheid nie, maar 'n lewende verhouding met die lewende God. En ons is geskape om God te ken, lief te hê en om hom te verheerlik. En daarom sal die mens se hart nooit rus vind, totdat dit in God rus vind nie. Maar waarom is die psalmdigter dan so dors? Wanneer ons hierdie psalm verder lees, ontdek ons dat hy deur baie moeilike tye gaan. Hy beleef nie voorspoed nie. Hy voel afgesonder van die openbare erediens. Hy worstel met droefheid. En juis in hierdie nood word sy diepste behoefte aan ons blootgelê. Hierdie man het God nodig. En weet jy, dit is dikwels hoe die Here ook met elkeen van ons werk. Want wanneer dit met ons goed gaan, raak ons baie maklik in 'n groef van selfgenoegsaamheid. Ons steun op ons eie vermoëns, ons steun op ons eie planne. Maar wanneer beproewing kom, ontdek ons weer hoe afhanklik ons van die Here is. En dan begin die siel te dors. Dan word ons gebede opreg. Dan word die woord van God vir ons baie kosbaar. Die wonderlike is, dat hierdie dors nie iets is waarvoor ons onsself hoef te veroordeel nie. Geestelike dors, my liewe broer en suster, is die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wek in die hart van 'n mens daardie verlange na God. Die Heilige Gees laat ons besef dat niks in hierdie wêreld die leegheid van die menslike hart kan vul nie, behalwe God alleen. Augustinus het gesê, ons harte is rusteloos, totdat dit rus vind in U. En hoe waar is dit nie? Mense in die wêreld probeer hulle dors les met geld, met besittings, met sukses, met vermaak of selfs menslike erkenning. Maar daardie mense se lewens is droog. Die siel bly dors. Waarom? Omdat ons geskape is om God te verheerlik. En net so wys hierdie psalm ook na ons Here Jesus Christus. In die evangelie beskrywing volgens Johannes, hoor ons Christus se woorde. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink.
En dit is die uitnodiging op hierdie Sondagmôre. Hy is die bron van lewende water. Hy is die een wat die diepste nood van die menslike hart alleen kan vervul. Die wêreld daar buite het baie boorgate en het baie putte, maar uiteindelik loop hulle alles leeg. Christus alleen gee water wat tot die ewige lewe opborrel. Miskien is jy daar vanmôre in 'n geestelike droogte. Miskien voel jy ook ver van die Here af. En dan kom die oproep, moenie jou dors probeer stilmaak met die dinge van hierdie wêreld nie. Dit gaan nie werk nie. Kom na die Here, soek hom in sy woord, roep hom aan in gebed, vergader ook vanmôre saam met sy volk. Want die God na wie hierdie psalmdigter dors, is dieselfde God wat homself in Christus aan ons openbaar. En mag ons almal vanmôre saam met die psalmdigter sê, my siel dors na God, na die lewende God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel troon, ons dankie vir hierdie kosbare en wonderlike voorreg om uit die woord te kon lees en daaruit verkoop kon word. Dankie ons Here Jesus dat U die bron van lewe is en dat U die ware rusbringer is, ook op hierdie rusdag. Gee ons die krag en genade om op te gaan na U huis met 'n lied wat opborrel van vreugde, omdat U ons lewend gemaak het. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.